Goeiemôre vriende. Kom ons gee 'n moment, dan word ons stil hier in die Here se teenwoordigheid. Kom ons raak stil. Terwyl ons so stil word, hoor jy die mooi woorde van 2 Korintiërs 5. Die liefde van Christus dryf ons, omdat ons tot die insig gekom het, dat indien een vir almal gesterf het, almal dan gesterf het. En hy het ter wille van almal gesterf, sodat die wat leef nie meer vir hulle self sal leef nie, maar vir hom wat ter wille van hulle gesterf het en opgewek is. Gevolglik ken ons van nou af niemand meer na sy uiterlike nie. Selfs al het ons Christus eens na die uiterlike leer ken ons hom nou nie meer so nie. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, hulle het nuut geword. En dit alles kom van God af, wat ons deur Christus met homself versoen het, en aan ons die bediening van die versoening gegee het. Dit bestaan daarin dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, die hulle nie hulle oortredings toe te reken nie. Hy het aan ons die boodskap van versoening toevertrou. Ons tree dan op as gesandte ter wille van Christus, asof God self deur ons 'n beroep op julle doen. Ons pleit by julle om Christus ontwil, laat julle met God versoen. Hy wat nie sonde geken het nie, hom het God ter wille van ons tot sonde gemaak, sodat ons in hom voor God geregverdig kan word. Amen. Terwyl ons so sit, kom ons sing die pragtige lied, Jesus groot bo almal. So sit en asseblief. En ons groet mekaar dan in die naam van die drie-enige God. Genade en vrede vir julle van God onze Vader en Jesus Christus en die kragtevolle werking van die Heilige Gees. Omdat ons weet die Here teenwoordig is, omdat ons weet hy het ons met homself kom versoen, kom ons staan dan loof en prys ons die Here met hierdie pragtige lied saam met die video. My hande hef ek op, nou so medley, kom ons staan dan sing ons saam met hierdie video.
Ek hou vir julle dan die wet voor uit Lukas 10. 'n Sekere wetskenner het opgestaan om Jesus te toets en om te vra: "Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te erf?" Jesus sê toe vir hom: "Wat staan in die wet geskryf? Wat lees jy daar?" Hy het geantwoord: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou krag, met jou hele verstand, jou naaste soos jouself." Jy het reg geantwoord, sê Jesus vir hom. "Doen dit en jy sal lewe." Ons weet, dit is alleenlik vir ons moontlik om dit te gaan doen, omdat die Here binne in ons kom, ons harte verander, ons maniere van denk en ons dan rig in die lewe daar buite. Dis kom ons begin het met hierdie mooi gedeelte van 2 Korintiërs, vers 14. Ek lees dit weer. Die liefde van Christus dryf ons, omdat ons tot die insig gekom het, dat indien een vir almal gesterf het, almal dan gesterf het. En hy het ter wille van almal gesterf, so die wat leef, nie meer vir hulle self sal leef nie, maar vir hom wat ter wille van hulle gesterf het en opgewek is. Kom ons sit so, dan sing ons saam met hierdie video, hierdie pragtige lied, en dan weet jy wat die Here vir jou gedoen het. Hy het vir jou gesterf. God is liefde.
Vriende, omdat ons weet, God het ons eerste lief gehad. Kom ons staan, dan bely ons vir die wêreld daar buite, ons geloof hardop, van die drie ene God, se bestaan in ons lewens. Kom ons staan asseblief. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en in ewige lewe. Amen. Dankie, kan die sitplekke weer inneem. Kom ons sluit die oë net voordat ons die woord gaan oopmaak. Here, wanneer ons vanmôre kom om U te aanbid, kom ons in diepe dienende afhanklikheid. En ons kom skeer ons harte voor die oop, Here, hier op die altaar. En ons weet, Here, U wil met elkeen van ons vanmôre 'n ontmoeting hê. Dis nie per toeval dat ons hier is nie. U, Here, het ons geroep. U wil met ons spreek. O Heilige Gees, ons weet, hierdie eeuoue boek, hierdie heilige woord, wil U op ons harte skryf. U wil ons vorm en U wil ons troos, U wil ons bemoedig, en Here, U wil ons bemagtig vir die wêreld daar buite. Daarom kan ons net een begeerte in ons hart hê, om U te ontmoet en te sê, spreek Heer, ons is U diensknegt, ons is U volk, ons weet waarvan ons deel is, U het ons kom versoen met U self, en daarom weet ons is hier, om te ontvang wat U ons mee wil toerus, vir die wêreld daar buite. Seën ons Heer, ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Terwyl ons so sit, gaan ons dan hierdie wonderlike lied sing, Jesus rots vir my geslaan, verse 1 en 4, so sittende saam met die orgel. U kan die woord vir ons oopmaak in Johannes 6. Ons gaan lees daarvan af vers 1 tot 15. Die tema van môre is, hoe reageer ons op die Here se genade? Johannes 6 vers 1 tot 15. Dit gaan oor die verhaal van Jesus se vermeerdering van die brood. Hierna het Jesus na die oorkant van die see van Galilea, oftewel Tiberias, vertrek. 'n Groot skare het agter hom aangekom, omdat hulle die tekens gesien het wat hy vir die siekes verrig het. Jesus het toe teen die berg opgegaan en daar met sy disippels gaan sit. Dit was kort voor die Joodse fees van die Pasga. Toe Jesus opkyk en sien dat daar 'n groot skare na hom toe op pad is, sê hy vir Filippus,
waar sal ons brood te koop kry om hierdie mense te laat eet? Hy het egter net gesê om hom te toets. Selfs hy het immers reeds geweet wat hy wou doen. Filippus het hom geantwoord, 200 denarius se brood is nie genoeg om vir elkeen 'n stukkie te laat kry nie. Een van sy disippels, Andreas, die broer van Simon Petrus, sê vir hom, hier is 'n seun wat 5 garsbrode en 2 visse het. Maar wat is dit vir so baie mense? Jesus het gesê, laat die mense sit. Daar was baie gras op die plek. Toe die man gaan sit, en hulle was ongeveer 5000 in getal. Toe het Jesus die brode geneem en nadat hy dit geseën, die seëngebed uitgespreek het, het hy dit laat uitdeel. En die wat daar gesit het en ook van die visse laat uitdeel, soveel as hulle wou hê. En toe almal versadig was, sê hy vir sy disippels, maak die brokstukke bymekaar wat oorgebly het, sodat niks vermors word nie. Hulle het dit toe bymekaar gemaak en 12 mandjies vol gemaak met die brokstukke wat van die 5 garsbrode oorgebly het, nadat hulle klaar geëet het. Toe die mense die tekens gesien wat Jesus gedoen het, het hulle gesê, hy is waarlik die profeet wat na die wêreld sou kom. Toe Jesus besef dat hulle op die punt staan om hom met geweld te kom gryp, met die doel om hom 'n koning te maak, het hy weer teen die berg opgegaan, maar net hy alleen. Tot sover ons skriflesing. Hierdie is seker een van die bekendste of bekende gedeeltes wat daar in die Bybel is. As jy vir kinders en mense vra, vertel my die gedeeltes van die Bybel wat jy ken. Ek dink die eerste ding wat mense sal sê, is die skepingsverhaal. Want ouers begin so in die begin van die jaar, dan begin hulle die Bybel deurlees, en almal begin in Genesis by die skepingsverhaal. So meeste kinders ken die skepingsverhaal. Dan hou hulle weer op met die Bybel lees, so hulle begin elke keer by Genesis by die skepingsverhaal. En dan ken al die kinders, Dawid en Goliat, dis een van ons bekende stories, en ons weet van nou Samson, dis 'n baie mooi storie, maar hierdie is een van die bekende gedeeltes in die Bybel wat meeste mense ken. Dis 'n gedeelte wat so indrukwekkend is vir ons, en wat vir ons soveel bemoediging bewerkstellig in die lewe waar ons vandag is, want dit skep hierdie omstandighede wat ondenkbaar is, wat oorweldigend is, wat amper onmoontlik is, waar God se koninkryk, waar God se skepende wonderwerk gebeur, waar mense se beperktheid inkom, en dan betree die Here Jesus Christus hierdie wêreld van hierdie mense, en hy laat hierdie wonder van God, die uitkoms gebeur, waar mense dit net nie kan laat gebeur nie. Dis hoekom hierdie verhale so verskriklik mooi is. Hier sit hierdie duisende mense, hierdie hele prent wat geskets word, hierdie duisende mense sit daar so, en dan sê hulle, waar sal ons brood te koop kry om hierdie mense te kom voed? Hoe gaan dit gebeur? Hierdie gedeelte is nogal vir ons mooi om te sê, hoe sien Jesus hierdie nood van hierdie mense raak? Vir ons vandag, om troos te bewerkstellig, om te weet, die Here sien jou wêreld, jou werk, jou huwelik, jou omstandighede, jou fisiese nood, dit wat besig is met jou gebeur. Die Here sien die nood van mense raak. Maar hy sien dit nie net nie, hy betree ook die wêreld van mense, en hy gee uitkoms aan daardie wêreld. Maar ook hoe hy mense gebruik om uitkoms te gee aan dit wat daar besig is om te gebeur. Ek het so rukkie terug, laasweek, met die belydensklas gepraat, oor wat kerkwees is, en hoe kerkwees funksioneer, en waar pas ons in hierdie kerkwees. As jy altyd die koerante oopmaak, is mense gou om die kerk sleg te sê, en waarmee die kerk nou alweer besig is, en hoe die kerk op die verkeerde pad is, en hoe en op watter wyse die kerk hulle tyd en hulle finansies vermors. Ons is altyd besig om foute te soek met die kerk. Ons sien altyd die kerk as 'n gebou of 'n instansie, soos die NG of die Follies of die AGS, ons sien dit as 'n struktuur, of 'n plek waartoe jy gaan, soos hierdie gebou op 'n Sondagmôre. Min besef ons almal is die kerk. Dit is nie 'n gebou nie. Dit is ons almal is hierdie gebou. Maar ongelukkig, wanneer ons dit verkeerdelik begin sien, dan begin dit wees hoe ons godsdiens begin beoefen. Ons kom by mekaar en ons begin vir ons rituele en tradisies bewerkstellig. Wanneer sit ons, wanneer staan ons, wat se liedere speel ons, hoe moet ons dinge begin aanpak, en dan begin dit oor godsdiensbeoefening word. Maar kerkwees is wanneer die Here Jesus Christus tuis kom in jou hart,
Wanneer ons al hierdie liedere gesing het oor die liefde van God, wanneer die Here tuis kom na jou hart en hy begin jou hart verander en dit begin oorloop en jy begin jou geloof leef daar in die wêreld daar buite. Dis wanneer kerk wees begin plaasvind. Anderste as godsdienstbeoefening. Ek het hierdie week gehad iemand wat by my kom koffie drink het. Ongelukkig gebruik ek kom baie my preke, hy begin al moan daaroor. Maar hy sê toe vir my hierdie woorde en ek het dit neergeskryf. Hy sê toe religion is that what we do so that we don't have to live it. Hoor mooi hierdie woorde. Mense wat godsdienst wil gebruik, ek is deel van hierdie kerk, ek gaan Sondag kerk toe en ons wil al hierdie mooi boodskappe sit oral van waar pas ons in ons godsdienst en waar pas ons in kerk, sodat ons hoef nie hierdie verantwoordelikheid te hê om dit fisies te begin leef in die wêreld daar buite nie. En hierdie woorde wat hy gespreek het, het my diep laat dink. Religion is something that we do so that we don't have to live it. Ons kan maklik godsdienst gebruik met 'n wettiese moets en moenies en net die verkondiging van die blye boodskap en dis al die dinge wat ons veronderstel is om te doen. Ons is mooi, ons het laasweek in die Bybelstudies of 2 weke terug in die Bybelstudies mekaar gesê, die blye boodskap moet verkondig word en hoe wonderlik is die geluid van die voetstappe wat die woord verkondig. Maar iewerste moet dit oorloop en letterlik doen soos wat ek hier gelees het in Lukas. Waar die Here sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en jou hele siel en jou naaste soos jouself en waar die Here sê, nou gaan doen dit en jy sal die ewige lewe hê. Jy sien, dit is maklik om te praat. En ons het dit ook vir mekaar in die Bybelstudies hierdie week gesê. Maar wanneer ons nie die Here se hande en die voete daar buite in die wêreld is nie, dan is ons besig met godsdienstbeoefeninge en nie geloof wat geleef word nie. As mense swaar kry en arm kry, maar daar's nie hande wat uitreik na hulle toe om 'n verskil in hulle wêreld te maak nie. Of mense wat stikkend is en hartseer is, daar's niemand om 'n drukkie vir hulle te gee en net vir hulle om te gee nie. As daar in die wêreld soveel nood en swaar kry is, maar daar's niemand om vir hulle te help bou aan 'n beter gemeenskap nie. Geloof wat oorgaan in dade is wanneer die Here tuis kom in ons harte en ons begin dit leef. Julle almal ken die storie, ek gaan vanmôre 2 stories stel wat almal goed ken. Die storie van die prediker wat kom by die plattelandse dorpie en hy sê, en hy bid vir die Here, hy sê, Here, ek voel so magteloos. Ek het hierdie klein kerkie, met hierdie min mense, met beperkte hulpbronne, en op hierdie klein dorpie, Here, ek glo nie ons gaan baie gedoen kry nie. En die Here vir hom dit tuis gebring het in sy hart wat sê, gee my wat jy het, nie hoeveel jy het nie, gee my wat jy het. En hierdie gemeente toe besluit het, eerste, hulle gaan begin weer met die basics. Hulle gaan eerste weer God aanbid. Tweede ding wat hulle doen, hulle begin weer bid. En die derde ding wat hulle doen, hulle begin dien. Dit begin oorloop in hulle dade. En die Here het stelselmatig voorsien dit wat hulle nodig gehad het om 'n verskil te maak in die wêreld. Nou mense kan sê, jy weet, wanneer die Here gebruik die bereidwilligheid van ons harte en iemand kan sê, Jacques, stop net hier, hierdie is 'n goed genoeg boodskap. En ek dink dit weerspieël, dit trek 'n streep deur alles wat kerkwees vandag is, want hoekom moet ons so baie fondsinsameling hê en hoekom moet ons so baie geld insamel en dis onnodig, want die Here gebruik beperkte bronne en die Here kan dit vermenigvuldig. Ek hou van hierdie boodskap net tot hier, ons kan net hierso stop. As dit so eenvoudig was, hoekom is die kerke besig om toe te maak in die wêreld? Mense besef nie, dit begin by aanbid, bid en dien, waar die geloof fisies oorloop in die doen daar buite, en dis waaroor hierdie verhaal letterlik gaan vandag. Dink saam met my hierdie gedeelte wat vertel word. Hier's duisende mense wat agter Jesus Christus aanloop. Ons sou ook, seker ons sou ook aangeloop het, miskien van ons oor nuuskierigheid, en die ander miskien omdat jy 'n behoefte gehad het waar die Here jou in jou lewe moet iets kom bevredig, soos wat ons vandag ook die Here volg.
Want probeer jou indink, net vroeër in Johannes was daar hierdie mooi verhaal van die man van Bethsaida wat 38 jaar verlam was wat die Here genees het. Daar's die koninklike amptenaar se seun wat hy genees het. Hulle het letterlik gesien waar Jesus mense se lewens verbeter, hierdie wondertekens, en hulle het agter die Here aangeloop. Hierdie duisende mense. Die teks sê daar's 5000 mans gewees. Dis sonder die vrouens en die kinders en die families wat daar was, net die mans was 5000 gewees. Nou moet jy weet, hierdie arme ouetjie dag daar met 5 brode en 2 vissies. Daar was 1 brood vir elke 1000 mense gewees. Die Here gaan en hy vermeerder daai brood. En daar was meer oor na die tyd, was daar meer oor gewees, as voordat die Here begin vermeerder het. Dit sê eers vir ons waartoe die Here in staat is, maar nommer 2 sê dit vir ons ook, van wie hierdie Here is. Dat die Here sy kerk, vir sy gelowiges, dit wat hy voorsien, nooit sal opraak, solank ons besig sal wees, om hom te aanbid, en om te dien, en in biddende afhanklikheid sal leef nie. En die derde ding wat Johannes Evangelie vir ons wil tuisbring, dat in Jesus Christus, die wonders, die werk van God, voort en sigbaar gemaak is in hierdie wêreld. Jy sien, dit is belangrik in hierdie gedeelte wat hier vertel word. Want ons sien in hierdie gedeelte in vers 4, dit was kort voor die Joodse fees van Pasga, het al hierdie gebeure plaasgevind. Johannes gebruik simboliek wanneer hy vertel. Onthou, daar's 12 mandjies wat oorgebly het. Natuurlik was dit meer as voorgesien het, maar daai 12 is 'n simboliese ding gewees. Jesus wat die Ou Testament, die 12 stamme van Israel kom vervang. Maar 12 wat ook die disippels is wat in hierdie wêreld in moet gaan en die verkondiging van hierdie blye boodskap. So daai 12 was nie maar net sommer dit gebruik is nie, daar was 'n simboliese betekenis in daai 12. Wanneer die woord Pasga gebruik is, dan was dit 'n terugroep na Exodus toe, die uittog uit Egipte uit. Ons onthou die 10 plaae, en ek sê dit baie in ons prediking, want ons mag dit nooit vergeet nie, hoe hierdie volk in verdrukking was, hoe hulle in nood was, en God die 10 plaae gestuur het, nie dood van die eersgeborene, die bloed aan die deurkusyn van 'n lammetjie, onthou julle, sodat die doodsengel verby kon beweeg, sodat almal wat hierdie teken van hierdie bloed aan die kusyn gehad het, vrygespreek is van hierdie bloed. Jesus is die nuwe lam wat geslag is. Ons almal is onder die verdrukking van die sonde, maar Jesus kom bevry ons van hierdie sonde, en hy is die nuwe lam wat geslag is, die nuwe teken van die bloed, en dat Jesus Christus verseker dat die dood ons verby sal beweeg, sodat ons die ewige lewe sal beerwe. Die volk trek uit Egipte uit, hulle trek in die woestyn in. God voorsien vir hulle manna en kwartels, hy voorsien vir hulle ander tipe brood, maar hy gee vir hulle brood wat hulle aardse liggame voed. Hier kom Jesus Christus, en hier breek hy hierdie brood. En Johannes sê, net hierna, nie verder in hierdie gedeelte nie, word vertel van hierdie brood. Anders as hierdie brood, word Jesus die brood van die ewige lewe. Dis kom is baie simboliese taal, wat ons moet oplet. Nou tot hier is dit mooi, dit is waar dit ons geloof voed, ons harte en ons koppe begin verander, van God se liefde wat jou wel betree. Maar nou kom die ander kant, wat ons self moet laat ondersoek en doen, en sê, hoe tree ons op in die wêreld daar buite? Jesus het opgekyk, en sien hierdie groot skare mense. Hy sê vir Filippus, waar sal ons brood te koop kry, om hierdie mense te leer? Hoor hierdie woorde. Hy het dit egter net gesê, om hom te toets. Selfs het hy immers reeds geweet, wat hy wou doen. Hier God vra van ons hierdie vraag, nie omdat hy nie weet nie. Hy vra vir ons soms hierdie vraag, om ons vertroue, op hom staat te maak, in die lewe daar te stel. En dan sien ons hoe hierdie disippels reageer. Kom ons kyk die eerste een, Filippus. Jy sien sommer daai mannetjie daaronder, die frustrasie waarmee sy hande in die lug gooi. Filippus het hom geantwoord, 200 denarius se brood is nie genoeg om vir elkeen 'n stukkie te kry nie. En ons weet nou al, denarius was 'n dagloon geweest, en 200 denarius was die loon wat hulle in 'n jaar se tyd kry. Dit was genoeg vir 'n man om vir sy huisgesin te voorsien. Hy sê al het ons 'n jaar se salaris van 'n persoon, is dit nie genoeg om vir al hierdie mense brood te koop nie. Filippus kyk na die hulpbronne.
Hy maak sy sommetjies en hy kom tot die konklusie, menslik gesproke, binne die hulpbronne tot ons beskikking, wat ons het, al wat ons by mekaar kan kry, ons sal nie vir die mense kan brood koop nie. Hy kyk na die tekorte, sy sig is baie kort. Een van die ander disippels, Andreas, die broer van Simon, Petrus, sê vir hom, hier is 'n seun wat 5 brode, 2 visse het, maar wat is dit vir so baie mense? Hy gaan haal hierdie seun, maar sy fokus is baie klein, baie min. En dan is daar die derde karakter. Hierdie karakter wat net, hierdie verhaal word vertel in die ander evangelies ook, maar net in hierdie gedeelte word hierdie seun ingebring. Hierdie seun wat na die Here toe kom, en dit is juis die geloof wat geleef word. Hierdie seun wat kom aanbied, dit wat hy het, hierdie karakter. In geloof kom gee hy alles. Daai gesegde wat ons sê, religion is that what we do so that we don't have to live it. God begin nie met wat genoeg is nie, maar wat beskikbaar is. Hier is die brode, die 5 brode en die 2 visse. Hierdie gasbrode het ook 'n betekenis gehad. Hierdie gasbrode was die arme man se kos. Dit was die gewone elke dag se gebruik. Gas was ook die simbool gewees, was die eerste offer gewees wat by die Paasfees gebring het. Wat hier die eerste offer geword word, waar Jesus hierdie groot werk doen in hierdie wêreld. 2 visse was alledaagse ete gewees wat jy geëet het. Wat vir ons sê hoe God die gewone goed, nie buitengewone goed gebruik om mense se lewens te verander nie, maar gewone alledaagse dinge tot ons beskikking, wil hy met jou en deur jou mense se lewens bietjie verander. En dan sien ons hoe hierdie Here 'n ding doen wat ons elke keer by die nagmaal doen. Hy neem dit, hy dank die Here vir dit wat ons het, hy breek dit, en dan begin hy dit uitdeel in hierdie wêreld. Ons sien ook dan hierdie wonderwerk. En hierdie het my baie, toe ek hierdie woorde lees, het my baie laat dink. Wonderwerke gebeur nie wanneer ons dit wat tot ons beskikking is, gaan wegsteek nie. Wonderwerke gebeur met die breek en die uitdeel. Ons is so geneig, want hulle kon net sowel gesê het, Here, hier is net 5 brode en 2 visse. Kom ons bære dit vir wanneer jy honger is, of een van ons honger is. Kom ons beperk dit wat ons tot ons beskikking het. Ons doen dit ook soms. Ons sal finansies wil bære, of ons sal vir 'n reinie duiwel bære, of wat ook al die geval mag wees. En tussentyd en binne afhanklikheid is dit wat die Here voorsien het, sodat koninkryk moes gebeur het. So 'n mens moet versigtig wees, want as die Here iets voorsien, en hoe gaan ons dit gebruik in die koninkryk daar buite? Wonderwerke gebeur nie wanneer ons iets wegsteek nie. Dit laat ons dink aan daai van die parel, die gelykenis van die skat wat weggesteek word. George Miller, julle het die verhaal ook gehoor, maar dit bly 'n mooi storie. Dink ek het eenoggend op 'n dagstukkie gesê. Hierdie man het 'n sagte plek vir weeskinders gehad. En in die 1800s het hy besluit hy gaan 'n kinderhuis bou, 'n weeshuis bou. En hy gaan niemand niks vra nie, hy gaan dit in biddende afhanklikheid van die Here doen. So het hy ook hierdie huis gebou. En op 'n stadium was daar nie meer kos nie. Daar was nie kos om vir die mense die oggendete te gee nie. Die personeel het hom gevra, wat gaan ons doen? Hy sê, laat die kinders inkom, laat hulle kom aansit vir ete, ons gaan begin bid. So begin hulle bid, en daar's 'n klop by die deur. En die bakker sê, weet jy wat, ek kon nie slaap gestaan nie. Iets het my gesê, ek moet vir julle brood bak, julle gaan dit nodig hê. Hy sê, hier is vir julle brood. Volgende is daar weer klop aan die deur, hier staan die melkman. Hy sê, my melktrok het hier buite gebreek, alles gaan suur word, asseblief, laat julle dit gebruik. Dis 'n ware verhaal, gaan lees op die internet. Hoe die Here voorsien het dit wat nodig was, in bidde na afhanklikheid. Maar ons moet ook in hierdie gedeelte 'n gevaar inlees. Ander mense se reaksie. Toe die mense die teken sien wat Jesus gedoen het, het hulle gesê, hy is waarlik die profeet wat na die wêreld sou kom. Toe Jesus besef dat hulle op die punt staan om hom met geweld te kom gryp, met die doel om hom koning te maak, het hy weer teen die berg opgegaan, net alleen. Hierdie mense sien hierdie wondertekens, en hulle sien Jesus vir 'n ander tipe brood.
Nie die brood wat die ewige lewe sou kom gee nie. Hulle sien Jesus vir 'n politieke figuur. Hulle wil hom die koning maak. Hy is die Messias wat hulle moet kom bevry teen die mag van die Romeinse ryk. Hulle wil hom op 'n troon sit. Hulle het 'n ander tipe verwagting van hom, 'n ander tipe behoefte. Daarom moet ons mooi daaroor gaan dink. Religion is what we do, so we don't have to live it. As ons by mekaar kom met hierdie verwagting dat ons Jesus wil gebruik vir ons manier, dan gaan hy die hele tyd nie tot sy reg kom nie. Maar as jy begin leef tot eer van die Here dienend, dis wanneer jy toe gaan begin leef dit wat die Here van jou vra. Nou gewoonlik is ek baie versigtig om hierdie tipe goed te gebruik wat jy in moet lees, maar tog het ek gedink ons gaan dit vanmôre vra. Want hoekom geloof oor? Wat is die 5 visies? Wat is dit wat die Here tot jou beskikking stel? Jou tyd, jou gawes, jou finansies, jou invloed, jou gebede. Jy sien, hierdie seun het na die Here toe gekom en gesê, Here, ek het min, maar alles is u sin, gebruik dit. Hy het nie veel gehad om te gee nie. Ons dink altyd ons moet gee wat ons nie het nie. Die Here vra van jou om net te kom gee wat jy het. Partykeer is dit jou gebede. Vir ander mense is dit jou hulpbronne as jy dit het. Vir ander mense is dit tyd, fisiese tyd. Tyd is 'n baie kosbare geskenk. Wat is dit wat tot jou beskikking is, sodat geloof in aksie kan kom in die wêreld daar buite? Jy sien, dit kan eers gebeur as jy vra, hoekom volg jy die Here? Vir wat is 'n brood? Wat is die motivering hoekom jy die Here volg? As ons na hierdie stelling gaan kyk en ons begin besef, daar's 'n stikkende wêreld daar buite. Is kerkwees besig om sy kredietwaardigheid te verloor? Is die rede hoekom kerkwees nie ophou funksioneer nie? Veral as ons kerk is, moet ons miskien ons harte weer begin ondersoek instel. En sê, maar wat vra die Here van my? Wat is die reaksie wanneer die Here wanneer hy van jou vra? Waar sal ons die brood vandaan kry? Raai wat? Die brood is in jou, om te gee onder die leiding van die Heilige Gees. En in die situasie sal hy voorsien, dit wat jy moet gee. Hoe gaan jy reageer? Amen. Kom ons sluit saam. Here, almal van ons vandag sit hier, omdat ons weet, ons het uit genade lewe ontvang in Jesus Christus. Here, almal van ons weet hier, u tree vir ons in, u het vir ons 'n plek gaan voorberei. U is die brood wat lewe gee. U het ons sondes op u geneem en aan die kruis kom sterf. U het die prys betaal. En as gevolg daarvan is ons die kerk, ons is die liggaam van Christus. Ons is die volk. Maar die wêreld daar buite moet dit kan sien. Hoe gaan hulle dit sien? Aan ons gedrag, aan ons getuienis, dit wat hier van binne na buite oorvloei en lewe gee daar buite. Here, al wat ons kan doen en sê, ek het min, Here, maar dis u sin. 'n Skat wat geberre word, het geen waarde nie. Maar dit wat u ons mee kom seën, wil ons gebruik tot 'n seën vir die wêreld daar buite. Mag ons dan vir mekaar sê, seën ons met 'n ongemak, Here. Want wat ons het, kan gebruik word om liefde, troos, God se genade op 'n ander manier by mense tuis te bring. Dis 'n stikkende wêreld daar buite. Wat dit lyk soms of duisternis oorheers. Ons is die lig. U wat die lig in ons laat skyn, kan 'n verskil maak oral waar ons kom. Maar ons moet eers self die troos, die bevryding, ons identiteit ontdek en vra maar, vir watse brood dryf my en leef ek in hierdie wêreld? Dan sal ek die brood wat lewe gee oral gaan uitdeel. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Daar's nou geleentheid om Here te dien met die offergawes.
Ek wil net 'n paar enkele aankondigings uitwys. Ons wil ook ons nuwe intrekkers en besoekers verwelkom vanmôre. Die sendingfonds is die deurkollekte gaan vir Wêreld Sendingfonds. Ons is nou in die 3de leidingsweek. Asseblief vriende, ons kort mense nog vir die diner. Ons het nog so 8 tafels wat ons moet vul. Dis daai is Willie Waters plesieroord, dis 'n opvoering en lekker potjiekos. Asseblief, as jy nie 'n gasvrou kan wees nie en ons met kaartjies koop en ek moet iemand soek om die tafels op te maak, kom koop net kaartjies. Maar asseblief ons kort iemand om ons daarmee te help. En dan het 'n persoon vir ons 'n skenking gemaak vir bejaardes om by 'n tafel te sit. So ek kort ook 'n gasvrou om net vir ons die tafel op te maak. So as en miskien as jy kan, miskien 'n bietjie chippies en goed op die tafel te sit. As jy net vir my daaroor kan kontak. Geen belydensklas nie, geen downtime nie, geen hierdie week se Bybelstudie nie. Ek het ongelukkig geringsgoedes wat ek moet bywoon. Dan die musiekgroep is wel donderdag aand, as jy wil deel wees van 'n musiekgroep. Asseblief, jy kan my daaroor op kontak. Die kantoor is gesluit vanoggend. Ons het niemand wat daar kan uithelp nie. Dan het ons kerkraadsvergadering vanoggend, so jy kan ook vir ons daar bid. Die kwartuurs is dan hierdie week, is elke Dinsdag, dis vir naskoolse jong mense. Jy kan vir Tonia daar kontak. En dan die musiek. Ons gaan die musiek gaan jy sien, gaan ek die heeltyd so op die groepe deurgee. Ons sit nou 4 liedjies, ons speel dit ook in die oggend se inkom, so jy kan dit luister op YouTube as jy wil, is om ons gewoon te maak aan die tipe musiek, en dan gaan ons so in elke nou en dan dit probeer sing in die diens, sodat dit nie so vreemd klink nie. Dis die doel met die musiek, wat ons aanbied. Ek dink dis dit. Kom ons staan, dan sing ons hierdie pragtige lied, In die hemel is die Heer, en dan bly staan en spreek ek vir ons die seën uit.
ontvang nou die seën van die Here. Mag die liefde van God, die genade van ons Here Jesus Christus en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met u wees van nou af tot in alle ewigheid. Amen.